Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Toe ek hierdie, aangesien ons in die tydperk is van die kruisiging, met die opstanding en ons weet die opvaring, toe het ek net weer besef, die gedeelte van Psalm 22 het verskriklike invloed op die wat gaan gebeur, of wat gebeur het en wat nog gaan gebeur. Ek lees vir ons uit Psalm 20, ek moet die hele Psalm lees. Dit is 'n bietjie lang Psalm, maar julle sal later sien hoekom ek die hele Psalm lees. Dis vir die musiekleier op die rooi takboek van die dagpreek, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskree. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige, U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het U vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie, bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy jou bevry. Laat hy hom red as hy hom goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op U is ek aangewese van die moederskoot af. Van my geboorte af is U my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is immers niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel. Die sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Soos water is ek uitgestort. My hele gebeente val uitmekaar. My hart het geword soos wat dit het in my liggaam gesmelt. Soos was dit het in my liggaam gesmelt. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. In die stof van die dood laat U my lê. Inderdaad, honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my boklere. U Here moet tog nie ver van my bly nie. My bron van krag kom my gou te hulp. Red tog my lewe van die swaard, my enigste lewe uit die mag van die honde. Red my die bek van die leeu en van die horings van buffels. U het my geantwoord, ek wil U naam verkondig aan my broers. In die byeenkoms wil ek U loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof hom. Julle die ganse nageslag van Jakob, vereer hom. Vrees hom, ganse nageslag van Israel. Want hy het die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie vir hom verberg nie, maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. U is die rede vir my lofprysing in 'n groot byeenkoms. My gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat hom ontzag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg, kan die Here loof. Mag julle harte vir altyd leef. Almal tot in die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in die aanbidding buig. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig voor hom. Sal alle sterwelinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie.
'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hoor net hierdie laaste wonderlike stukkie. Hy het dit gedoen. So julle sal verstaan hoekom ek nie 'n spesifieke gedeelte uit die Bybel uit Psalm 22 uitgehaal het om oor te preek nie. Ja, die tema is daar, maar julle sal nou verstaan hoekom ek dit nie kon gedoen het nie. Terwyl ek Psalm 22 gelees het, glo ek hierop 'n paar van julle het onmiddellik besef en begin wonder, gaan hierdie Psalm nie dalk oor Jesus Christus nie? Ja, julle is reg. Hierdie Psalm is 'n messiaanse Psalm. Wat dit beteken is dat 'n Psalm is wat in die Ou Testament geskryf was, wat na Jesus Christus, dan die gesalfde Messias en die koning verwys. Dit verwys na die lyding, bespotting en uiteindelik oorwinning van Jesus aan die kruis. Dit was profeties. Die Psalm val in twee duidelike herkenbare gedeeltes. Die Psalm lei ons eers af in die dieptes van uiterste lyding. Van vers 1 tot 23, net om ek het uit die 2020 vertaling gelees, as julle dalk nie die 2020 vertaling by julle gehad het nie. So van vers 1 af tot vers 23 kan jy die uiterste lyding sien. 'n Lyding wat die gelowiges wat van uiters desperaatheid. Dan styg dit op tot die hoogtes van lofprysing, blydskap en dankbaarheid. Dis van vers 24 tot vers 32. En ek glo dis feitelik onmoontlik, soos wat oom Gerard ook gebid het, om Psalm 22 te lees sonder om die lyding, kruisiging en opstanding van Jesus so duidelik hierin te hoor. Dan kan dit mos vir ons net reg voel om hierdie Psalm eintlik te noem die Psalm van die sterwende Jesus. Hoe is dit iets moontlik dat iemand, 'n persoon, oor sy eie ervaring 1000 jaar voor ons Here Jesus Christus se lewe vervul was? Dit is moontlik as gevolg van die bediening van God, die Heilige Gees. Hy het deur die profete gepraat. Die Heilige Gees het deur die profete die lyding van Christus bekend gemaak en ook die heerlikheid wat daarop sou volg. Ons lees in Psalm 1 Petrus 1 vers 11. Hulle het probeer naspeur na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was verwys het, toe hy vooruit getuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg. Dawid was deur die Heilige Gees meegevoer en het hierdie dinge geskryf, wat ek glo, hy het nie daai tyd dit verstaan nie. Ons moet onthou, hy het geskryf oor dinge wat hy uit sy eie ondervinding gevoel het. Ja, sy bedoeling was om oor sy eie belewennisse te skryf, en hy het dit ook gedoen. Maar in die proses het die Heilige Gees hom beweeg en hy het dinge geskryf wat eenvoudig op niemand anders toegepas kan word as op die Here Jesus Christus nie. Ek wil vandag bietjie Psalm 22, ek het dit nou al genoem, ek wil bietjie Psalm 22 afbreek en kyk wat van toepassing op Jesus Christus se lyding en later sy verheerlikheid en hoe die profesie wat in 1000 jaar voor Jesus Christus geboorte bewaarheid geword het. Ons begin met die kreet van verlatenheid. Nou moet julle sal sien, ek het so voorberei dat julle sal sien, ek sal eers uit wat in Psalm 22 staan, en dan sal ek vir julle wys wat verder in die Bybel staan, so julle moet nou volg op die projektor. Psalm 22 vers 2 skryf Dawid:
my God, waarom het U my verlaat? Hierdie Psalm het eerstens oor Dawid se eie ervarings en gevoelens gegaan. Die diepste nood wat 'n gelowige kan beleef, is die ervaring dat God ons verlaat het. Partykeer voel ons so, partykeer voel ons God het ons verlaat. Partykeer vra ons, waar is God? Dit is intense pyn wat Dawid deurgegaan het. Die God, my God, dit is wat Dawid skryf, die God, my God, is die God met wie ek 'n persoonlike verhouding het. Hy het hom onttrek. Hy bly ver as ek om hulp roep, bedags ek ook en in snags. Ek glo, hierdie ervaring is 'n ervaring wat elke gelowige een of ander tyd in sy lewe bevind, of lewe beleef. In Matteus 27 vers 46 staan, teen ongeveer die 9de uur, het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Kan julle sien? Dit is presies dieselfde woorde wat Dawid geskryf het, toe hy die Psalm begin skryf het. Jesus het dus die Psalm 20 se woorde nagesê, omdat dit die waarheid was, van wat hy op die kruis beleef het. Dit was die ware diepte van sy lyding. Die ergste was nie die penne deur sy hande en voete nie. Ja, kruisiging was 'n vreeslike manier van ly en sterf. Ons weet dit almal. Ek het dit gaan nalees en ek het dit nie eens hier opgesit nie, want dit is verskriklik. Die lyding wat 'n persoon deurgaan. So ons kan onsself net indink wat se pyn en lyding ons Jesus Christus deurgegaan het. Die ergste denkbaar, maar die ergste vir Christus was die lyding van sy siel. Hierdie gebeurtenis is en bly een van die mees diepsinnigste gebeurtenisse ooit. As ek dit vandag hierso vir julle sê en daaroor praat, voel dit asof ons op heilige grond beweeg. As ons net kan indink, wat gebeur het daar in die kruis? Ons kan duidelik sien na die ervaring wat Dawid gehad het, ons Here Jesus se wroeging op Golgotha weerspieël. Ons moet dus Dawid se ervaring profeties lees. Hoe Jesus se ervaring sou gewees het, en dan gaan dit soos volg klink. Ek het dit so opgesom. Omdat die Here Jesus God is, het dit nie beteken dat hy hierdie lyding ligter ervaar het nie. As dit wat dit werklik was nie. Ons moet onthou dat Jesus eg mens is en in sy mensheid het hy dit net so intens beleef as wat enige mens sou. As enige persoon aan daai kruis gehang het, sou hulle presies dieselfde pyn en lyding gehad het. Sy God het hom niks gehelp of hom te versterk nie. In sy menswees het hy die volle impak van die lyding beleef. Hy was nie 'n sondaar nie. Hy was blaamloos en op geen manier het hy daai kruisiging verdien nie. Maar nou weet ons ook, die kruisiging word gesien as 'n deel van God se liefdevolle plan. Dit was nie 'n verrassing nie. Dit word beskou as die vervloeking wat Jesus gedra het. Dan gaan ons verder na punt nommer 2 toe. Veragting en bespotting. In Psalm 22 vers 7 en 8 en 9 skryf Dawid, maar ek is 'n wurm. Ek is nie 'n mens nie. Bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy jou bevry. Laat hy hom red as hy hom goedgesind is. Dawid voel dat sy situasie so hopeloos is,
dat die mense vir hom lag. Hulle spot met hom, omdat die situasie waar hy hom bevind. Maar hy klou nog steeds aan die Here vas. Laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, as hy so baie van Dawid hou. Dis die bespotting. Hulle bespot vir Dawid. So klink die spotstemme van mense, met wie dit goed gegaan het, van die wat op hulle eie vermoë staat maak. As ons onthou, verlede Woensdag het ek ook oor Dawid, hoe Dawid gevlug het voor Saul, hoe Dawid in die grotte weggekruip het voor Saul. So hy was in angs, hy het in angs gelewe. So hy het gevoel, die Here het hom verlaat. Hoekom moet hy wegkruip? Hoekom moet hy vir Saul weghardloop? Hoekom moet hy heeltyd vlug? Die Here kon hom ons maar net beskerm het, heeltyd. Hierdie woorde was vervul in Matteus 27 vers 39, 40 en 41. Die verbygangers het hom gelaster, terwyl hulle koppe skud en sê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, as jy die seun van God is, red jouself en kom van die kruis af. Net so het ook die leierpriesters saam met die skrifkenners en familiehoofde die spot gedryf en gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Hy is die koning van Israel, laat hy nou afkom van die kruis en ons sal in hom glo. Hier gebruik die skare bykans dieselfde, min of meer dieselfde woorde wat Dawid geskryf het in Psalm 22. Ons Here Jesus was verag deur die volk en bespot deur die mense vir wie hy jarelang bedien het met God se genade. Almal wat by die kruis verbygeloop het hom gespot en sê, as God hom dan so goed gesind is, laat hy hom red. Dan kom ons by punt 3, uiterse fisiese lyding. In Psalm 22 skryf Dawid in vers 15 en 16, soos water is ek uitgestort, my hele gebeente val uitmekaar, my hart het geword soos was, dit het in my liggaam gesmeld, my krag het uitgedroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, in die stof van die dood laat U my lê. Dawid voel hier sy lyding maak hom weerloos, soos 'n uitgestorte water. Sy lewe is so min soos 'n potskerf. En die ergste van alles wat voel Dawid, dat die Here niks doen om hom te help nie. Hy voel God het hom in die steek gelaat. Hier waar hy sê, U laat my dood lê in die stof. Hierdie verse van Psalm 22 was vervul met Jesus se kruisdood en die uiterste fisiese lyding wat hy deurgegaan het. In Johannes 19 vers 28 lees ons, hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles volbring is, sodat die skrif vervul sou word en gesê, ek is dors. Dink net wat deur Jesus se kop gemaal het, terwyl hy aan die kruis gehang het. Die intense pyn wat hy deurgemaak het, die geweldige dors wat hy gehad het. Jesus het daarop uitgeroep, voordat hy gesterf het, wat dui op die intensiteit van die lyding tot aan die einde. En nog steeds, terwyl Jesus daar aan die kruis gehang het, nog steeds sê ons, Here Jesus Christus, in Lukas 23 vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nog steeds wys Jesus sy liefde aan die mense. Dan die volgende punt, deurboorde hande en voete, omsingel deur die goddeloses. In Psalm 22 vers 17 staan, inderdaad, honde het my omsingel, en bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en voete deurboor. Ek het bietjie weer, so ek sê ek het gaan oorlees, oplees ook oor die kruisiging.
Die kruisiging was 'n Romeinse regstelling metode. Ek glo ons weet dit almal. En die Romeinse heerskappy het eers na die afsluiting van die Ou Testamentiese periode begin. So voordat Jesus gebore was het die kruisiging glad nie plaasgevind nie. Dit het plaasgevind na die Ou Testament afgesluit was. So in hierdie tyd wat Psalm 22 geskryf was, het die kruisiging van mense glad nie bestaan nie. Dit is wat hierdie profesie so wonderlik akkuraat maak. Hoe het Dawid geweet dat Jesus aan die kruis sou sterf, as dit nie eens bestaan het daai tyd in die Ou Testament nie? Dit kan ons nie anders te wees as net die Heilige Gees wat vir Dawid meegevoer het nie. Hierdie verse was vervul in Johannes 20 vers 25. En ons weet hierdie vers het die ongelowige Thomas gesê. Die ander disipels sê toe, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vingers nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Dan die volgende punt, geen bene gebreek nie. In Psalm 22 vers 18 lees ons, ek kan al my bene tel, hulle staar my aan met leedvermaak. Hierdie profesie was vervul in Johannes 19 vers 32 en 33. Die soldate het toegekom en die eerste een se bene gebreek en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. En ons onthou, Jesus het aan die kruis gehang, Jesus se bene was nie gebreek nie. Verdeling van sy klere, die volgende punt. Psalm 22 vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my bootklere. Hierdie profesie was vervul in Johannes 19 vers 23 en 24. Hier sê Johannes uitdruklik, die verdeling van die klere sal gebeur sodat die skrif vervul sal word. Toe die soldate Jesus gekruisig het hulle sy bootleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aaneen geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar loot wie dit moet kry. Sodat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my bootklere onder mekaar gedeel, en oor my klere het hulle die lot gewerp. Die volgende punt, openbare skande, kruisiging as vernederend. Kruisiging het in die openbaar plaasgevind. Dikwels langs paaie op maksimum skaamte en afskrikking te verseker. In Jesus se geval weet ons dat Jesus op Golgotha gekruisig was, dat almal dit kon sien. Psalm 22 vers 18 skryf Dawid, ek kan al my bene tel, hulle staar my aan met leedvermaak. Hierdie profesie was vervul in Hebreërs 12 vers 2. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Is dit nie aangrypend dat 'n Psalm eeue voor Christus se kruisdood geskryf was? Jesus Christus se lyding en innerlike wroging wat hy aan die kruis beleef het, so breedvoerig beskryf het. Ek het al reeds genoem, so ons gaan nou van die lyding af. En dan gaan ons vanaf vers 23, dit het eers die lyding van Dawid, hoe Dawid gevoel het en Jesus, en dan verander die Psalm se toon skielik.
Dat dit begin by die intense lyding wat ek al reeds beskryf het, tot die lofprysende uitroepe. Uitroepe van hoop, bevryding en triomf. Die eerste punt is die oorwinning na lyding. Psalm 22 vers 22 en 23 skryf Dawid: Red my uit die bek van die leeu en van die horings van die buffels. Hier sê hy, U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan my broers in die byeenkoms wil ek U loof. Is dit nie wonderlik nie? Eers was hy half kwaad vir God. Hy sê God het hom verlaat. En dan sê hy, maar ek gaan God loof. Hierdie profesie was vervul in Hebreërs 2 vers 11 tot 12. Want sowel hy wat heilig maak as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal U naam aan my broers verkondig, en die byeenkom sal ek U lof besing. En dan verder in Psalm 22 vers 28 en 29 staan, almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daarvan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet U in aanbidding buig, want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Hierdie profesie was vervul in Matteus 28 vers 18, 19 en 20. En hier is 'n baie welbekende gedeelte in die Bybel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. So hier kom het Jesus vir ons 'n opdrag gegee. Ons moet sy naam gaan verkondig. Die volgende punt, toekomstige geslagte sal daarvan hoor. Psalm 22 vers 31 en 32 skryf Dawid, 'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Hierdie profesie was vervul in Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus uit die aanhoor en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Hier het ons nou deur die venster van Psalm 22 tot binne in die gedagtes en innerlike mens wees van Dawid gekyk en gesien hoe hy sy lyding en dan later verheerliking beleef het. Maar die mees belangrikste vind ons hier in Psalm 22, dan wys dit ook aan ons die gedagtes en die innerlike mens wees wat van ons Here Jesus Christus, en ons sien hoe hy self sy lyding, dood en verheerliking beleef het. In Psalm 22 word op een van die mees treffendste en die mees aangrypendste wyses in die hele Bybel verduidelik. Dit is ongelooflik dat 'n Psalm wat begin het met 'n beskuldiging dat God ver is, op so 'n hoogtepunt eindig. Dit kan net gebeur as waar mense ontdek dat God se genade ook in die dieptes van ons nood troos. Daarom kan ons 'n klag van 'n enkeling soos Dawid en ek en jy, ek kan dit anders te sê, ek en jy eindig in 'n heerlike verwagting dat mense oor die hele wêreld sal erken dat God die enigste God is. En hulle hom tot hom bekeer. Jesus kyk nie wie jy is nie. Jesus kyk nie of jy arm of jy ryk is nie. Die magtiges en die nederiges, die rykes en die arm is, sal hom as koning erken en voor hom buig. Dit is wat in Psalm 22 ook staan. En ons sien dit vandag, elke dag. Die woorde wat Jesus uitgeroep het,
my God, waarom het U my verlaat? Het hy gedoen dat ons nooit weer verlate hoef te voel nie. Daarom sê Psalm 22 vandag vir ons, wanneer ons met God worstel as 'n gelowige, vlug in jou nood na God toe, en ons kan dan met sekerheid weet, God het ons gebed verhoor. Geslag na geslag sal mense vertel van die wonderlike en verlossingsdade van God. Psalm 22 wat begin met die wanhoop, eindig in vertroue. In die laaste sin van Psalm 22, nou verstaan julle hoekom ek die hele Psalm gelees het. Die Here het dit gedoen. Dit kan ook vertaal word met die woorde wat Jesus uitgeroep het. Dit is volbring. En dan die laaste wat ek wil sê is, ons kan dit sien as 'n juigkreet van triomf. Dit is God se werk. God het dit gedoen. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie Here dat ons net weer vandag opnuut kan besef wat 1000 jaar terug voor U geboorte al geskryf was, die profesie vervul was, Here, toe U daar aan die kruis vir ons gesterf het, Here. Here, toe U gesê het, dit is volbring, die Here het dit gedoen, het U ons nie verlaat nie. Inteendeel, U is nou nog meer by ons. Here, toe U net voor die opvaring, het U vir ons die Heilige Gees gelos. So die Heilige Gees is by ons. Elke dag by ons, Here. Daarom kan ek opreg sê, Here, dat as ons glo, dat U ons persoonlike saligmaker en verlosser is, ons eendag by die poorte sal staan en die Here sal sê, kom in. Here, en as daar nog mense is wat twyfel, Here, werk in hulle harte, dat ze sal besef, dat U nie verniet aan die kruis gesterf het nie. Dat U vir ons 'n pad oopgemaak het na ons Abba Vader toe. Here, dankie dat ek die voorreg kon gehad het om hierdie wonderlike Psalm 22 met die gemeente te deel. Here, ek bid alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan nie uit en gaan versprei hierdie wonderlike nuus. Ons Jesus lewe. Ons dien 'n lewende God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede skenk. Amen.